Goeiemôre, dit is maandag 14 Februarie, Valentynsdag. Welkom by die beste van beeld, 'n kort oorsig oor vandag se koerant. In ons hoofnuus, 'n dagmoeder van Pretoria het 'n 9 maande oue baba seentjie glo so hard geklap dat die merke op sy wang dae later nog steeds sigbaar was. Virginia Kepler berig hieroor. Dan in die geskil oor die U2-sanger Bono wat gesê het Julius Malema mag maar die liedjie Skiet die Boer sing, wil die Spies van AfriForum sê daar is plek vir sulke liedjies, maar nie in die openbaar nie, en dis 'n punt wat AfriForum eintlik al lank al maak. Lees meer hieroor in vandag se koerant. 'n Video is deur beeld geneem by Tuks se chaotiese joeloptog Saterdag waar toeskouers of studente op minibus taksies gespring en onder andere water oor passasiers uitgegooi het. Lees 'n storie hieroor. Die universiteit sê hulle kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir die slegte gedrag van almal wat die joeloptog bywoon nie. Beeld se boekeredakteur Joe Prince is by my om 'n bietjie te praat oor vandag se boekeblad. Joe, watter interessante boeke het julle op die blad? 3 baie lekker resensies vandag. Ons het Breitenbach se nuwe digbundel, Die beginsel van stof. Hy's 'n ou woordsmid, die meester van die metafoor. 'n Baie lekker resensie van Marius Kraus. Ook 'n lekker resensie van Renel Nel oor Pieter Aspe. Dis 'n mens kan hom waarskynlik beskryf as die Belgiese Dion Meyer. Napa vertaal 'n reeks van sy boeke vir Suid-Afrikaners, baie lekker. En dan 'n baie goeie en waarskynlik 'n resensie wat tog al reaksie by ons lesers gaan uitlok van Niels Jackson oor Wyle Nico Smit se boek Die dood van die God van my vaders. Wat gaan oor hoe die lewe in die township van Mamelodi sy godsbeskouing verander het. En dis boekebeeld. Baie dankie, lees al hierdie resensies vandag in beeld. Lees ook oor die heengaan van 'n Springbok legende, oud Springbok skrimskakel, en ook oor Bakkies Botha en Victor Matfield wat sê dat hulle verkies die buiteperd status van die Springbokke in vanjaar se Wêreldbeker. Lekker lees.